Hartlike goeiemôre soveel elkeen. Baie welkom waar ons vanmôre so by mekaar kan wees. Dis lekker om vanmôre weer hier te wees. Ek het julle gemis verlede week. En dit is altyd heerlik om hier saam met julle te wees op 'n Sondagoggend. En my ou dingetjie altyd en ek hou daarvan om dit te sê en ons as gereformeerdes weet, as ons hier ingestap het, is die Here saam met ons hier. Ons hoef nie nou te soebat, ons hoef nie te smeek, ons hoef nie te sing en te probeer dat hy hier sal wees nie. Hy's hier omdat jy vanmôre hier is. Ons afkondigings vanmôre. Ons het dit op die hardloop, is altyd vir ons so keurig voorberei. Ons het vanmôre ons erediens en dan het ons ook hier na ons kerkraadsvergadering. Kom ons dink ook in besonder as gemeente daaraan. En dan het ons res van die week ook daar, julle het dit. Dit bring ons by ons verjaarsdag vir die 19de is vandag vir Andrei, die 22ste vir Martin en dan die 25ste vir Hendrik. Ons sê ook vir hulle baie geluk met hulle verjaarsdag. Ons is saam met hulle bly en opgewonde ook vir hierdie nuwe lewensjaar. En dan George ook vir jou vanmôre. 10:00 is die roudiens in Bellville. Ons dink in besonder aan julle as gesin, as familie. Ons innige meegevoel, ons simpatie. Baie sterkte ook die Here se troos en ook sy nabyheid. Kom ons dink ook aan oom Henny, Norkee. Hy het geval en sy heup gebreek in Namibië. Hy's op die oomblik in Pretoria en hy het regtig ons gebede nodig. Kom ons dink ook in besonder aan hom daar. En dan net so 'n regstelling, die Bybelstudie. Ek het nou eintlik daarvan vergeet, maar dis hoekom die Here ook vir my 'n goeie vrou gegee het om my te herinner aan dinge. Dinsdag sou ons nou begin het met ons Bybelstudie, maar ek het 'n kursus wat ek so graag wil doen van professor Wenzel Koertsen en dit gaan bietjie oor trauma. Ons lewe is geweldig vol trauma en ek wil dit graag Dinsdag, dis so julle Final warning. Your PDF reader version is outdated. help. If you don't update it, you won't Help. be able to open the file. I've said this a million times. Click Help. update to fix Skus, vat sommer die foon uit. Gooi hom in 'n bak water. Ek weet nie hoekom dit nou gebeur nie. Ek het juis die ding afgesit. Is julle nou okay? Ons het aan die ander kant uitgekom. Die skok is verby. Tegnologie is daar, is so heerlik. Maar o wee, sulke dinge gebeur ook. Veral as jy dit nie moet gebeur nie. Ek is baie bly. Baie dankie. Ja, ons het ook dan het jy net vanmôre, jy en Willie, besonderse woord. Lekker om julle te sien vanmôre, gaan dit met die knie? Ons dink aan julle, ons kom by julle uit. Kom ons begin vanmôre, dan gaan ons ook lekker saam sing van lied 184, ons gaan net so bly sit, verse 1 tot 4. Kom ons begin net so ook hierdie diens vanmôre met ons same sang.
Kom ons sing ook lied 169, dit is ook so gebed tot toetrede, tot hierdie diens, en soos wat ons ook die Here loof, kom trek hy ons die heeltyd nader met sy woord, kom trek hy ons die heeltyd nader met sy liefde en sy ontferming. Kom ons kan net so bly sit, as sing ons lied 169. Ons het gesing van hierdie grootte God, hy wat 'n heilige God is. En heilig beteken nie sonder sonde nie. Heilig beteken hy's eenkant in die hoë hemel waar hy troon oor alles en oor almal. En ons wat hierdie heilige God aanbid, wil vanmôre ook in ons fotum voortgaan om hom te loof. Prys die Here. Prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring. Prys hom met harp en lier. Prys hom met tamboerijn en koordanse. Prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale. Prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. En vanmôre in hierdie woorde van hierdie groot en almagtige God wil ek jou nog nader kom trek as ek my hand uitsteek en jou groet in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons gaan staan en dan gaan ons in ons loflied in die 417 hierdie God aanbid, hierdie opgestane Here wat ons dien. Ek nooi jou uit, kom staan saam en dan sing ons lekker ook hierdie baie mooi lied.
Ons kan ook sit. Dit bring ons vanmôre by ons kindermoment. En ja, ek het suigstokkies vanmôre saamgebring. Ek moes dit oppas by die huis ook. Ek was nie die een in die versoeking nie. As ek so verbyloop, dan moet ek net kyk of hy nog toe is. Karina loop daar verby en sy kyk met lang oë daarna. Vanmôre wil ek 'n bietjie praat oor ons geloof. Jy weet die Here in sy woord praat 2084 keer oor redding, oor rentmeterskap, finansies, werk, geld, ons verantwoordelikheid. Praat 218 keer oor redding. En die evangelies praat 215 keer oor geloof. So ek wil vanmôre so 'n bietjie oor geloof praat. As ek vir die kinders kan vra, het julle al gehoor, waar het julle, of kom ek vra so, waar het julle gehoor? En die groot mense kan ook antwoord. Dis debatteerbaar. Waar het julle gehoor die eerste keer van die Here? So in ons huise, by ons ma's gehoor. En ons kinders is so kosbaar, want ons het so die voorreg om ook in hulle lewens in te spreek. Om ook vir hulle te vertel van Jesus. En hoe ons moet glo. En as ons gehoor het van Jesus, waar het ons die eerste keer ook geleer om te bid? Waar? By ons ma, by ons pa, ons het dit in die huis gesien en ons het dit gehoor. Daarom is ons kinders so kosbaar. En ons het al so dikwels gehoor as mense hulle getuienisse gee, dan sê hulle, ja, ek het ook in 'n Christelike huis groot geword, asof dit nou nie belangrik is nie. Maar daarso help die Here vir ons ook in ons jong lewe om 'n fondasie te lê. En daardie fondasie hou vir ewig. Partykeer ons gaan vanmôre so 'n bietjie ry saam met Thomas. En partykeer hoor ons dat ons geloof kry maar stampe en stote. Partykeer verloor ons so iets daarvan, maar deur die Here se genade het ons dit terug. So ek gaan vanmôre vir die kinders kan vir hulle elkeen 'n suigstokkie kom haal, net omdat hulle vanmôre hier is. Jong, julle kan sien ek het nie gevat van hierdie suigstokkies in die week nie. Ek sukkel om hom oop te kry. So die kinders kan gou kom. Elkeen kan gou vir hulle 'n suigstokkie kom haal. Daar sê. En 'n suigstokkie. Dan vat jy hulle so eene saam. En dan het jy vir jou boetie en vir oom Gerard ook eene daarso. Het hy vir jou gesê. Ek het so gedink, ek ken hom so. Vir jou pa ook. Daar sê. Baie dankie. En met dit in gedagte, kom ons gaan na die woord van die Here. Kom ons bid saam. Ons maak ons oë toe. As iemand se hand wil vashou, is jy so welkom. En kom ons bid. Ons almagtige God, U wat ons Here is en U wat ons hemelse Vader is. Ons as die kinders as gemeente kom aanbid U vanmôre in die wonderlike naam van Jesus. Die wondersoete naam wat vir ons as kerk gegee is. En ons doen dit met die krag en met die oortuiging van ons harte, met die Gees wat in ons woon. Heilige Gees, en ons dankie vir die woord, en dat ons dit vanmôre kan lees in Afrikaans. Wat 'n voorreg. En dit kan oordink in Afrikaans. Wil jy met ons wees vanmôre as ons dit oordink? In besonder my gebed dat ons nie vir my sal hoor nie, maar die Here self. Kom neem ons vanmôre so op reis, ook saam met Jesus, kom neem ons op reis saam met Thomas. Praat met ons Here, en kom wees met ons besig. Help ons
dat ons gedagtes gevange sal hou in Jesus se naam. Amen. Nou, ons gaan lees daar in Johannes 20 en ek gaan lees vir ons daar van vers 24. Kom ons lees dit. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus sy disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Nou kom ons lees net eers tot sover. Die tweede gedeelte van Kolossense gaan ek 'n bietjie later vir ons lees. Die tema vanmôre het julle gekry ook so in die hartklop, is jy dalk een van 'n tweeling? Nou, sommer net so 'n bietjie die menslikheid. Partykeer kom iemand na jou toe, het dit al met julle gebeur, of wat jy sien, ek kan sweer hierdie persoon lyk net soos daai een wat ek ken. Of partykeer het mense julle ook al so in verwarring gebring en gesê, is jy nie dalk die boetie of die sussie van so iemand nie? Een van 'n tweeling. En ons vanmôre is ons by Thomas, wat ook Didymus genoem word, en Didymus beteken een van 'n tweeling. En hoekom het ek vanmôre hierdie tema gekies? Want ons het vir Thomas een van 'n tweeling en daar's plek vir nog iemand. En kom ek en jy gaan vanmôre, of hy 'n tweeling boetie gehad het of 'n tweeling sussie, dit maak nie saak nie. Kom ons gaan saam met Thomas so 'n bietjie reis in sy lewe om te verstaan wat hier in die teks gebeur met hom en rondom hom. Nou, ons gaan vir Thomas so 'n bietjie, as ek die Engelse woord kan gebruik, ons gaan hom so 'n bietjie tegemoet kom, ons gaan hom so 'n bietjie slek gee vanmôre. Want ons het mos 'n spreekwoord, die ongelowige Thomas. Die ongelowige Thomas, ons leer dit sommer op skool. Waar kom Thomas vandaan? Wat sê die woord vir ons van Thomas? En so 'n bietjie woorde wat ons net so 'n bietjie uitmekaar uit moet haal. Thomas is aan die twyfel. Hy twyfel. Dis iets in die algemeen. En twyfel sê eintlik vir ons, ek kan nie glo nie. Maar ons lees ook van ongeloof. En ongeloof is sonde. En ongeloof sê vir ons, ek weier om te glo. Twee verskillende goed. Twyfel is iets in die algemeen. Ek kan nie glo nie. Ek kan dit nie glo nie. Ongeloof sê, ek wil nie glo nie. So 'n bietjie, net hierdie so 'n bietjie uitmekaar uithaal. Twyfel sê ook, dis moeilik om te glo. Thomas was nie daar gewees toe Jesus opgestaan het. Daai Sondag aand was hy nie daar gewees nie. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie waar was Thomas. Nou as ek so die Bybel vat en ek lees so 'n bietjie oor hierdie Thomas,
En ek gaan kyk 'n bietjie in die woord van die Here. En ek sien hier so in Johannes, ek moet net vir my 'n mooi bril hier opsit. Ons sien hierdie Thomas wat ook saam met Jesus gewandel het hier in Johannes 11, toe ons lees van die opstanding van Lazarus, was Thomas ook daar. Jesus kom en hy sê vir sy disippels, Lazarus slaap. En dan sê hulle maar, hoekom maak hulle hom nie net wakker nie? As hy slaap, kan hy mos net wakker word. En toe kom Jesus en hy sê dit ondubbelsinnig vir hulle, Lazarus is dood, vers 14b. En dan moet hulle gaan na Judea. En Judea is die plek waar hulle moeilikheid het. Dis die plek waar hulle Jesus wil doodmaak. En dan kom vers 16. Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Verstommend. Ons lees dit hier so in Johannes 11. So daar waar in Judea, by Jerusalem, daar waar hy Lazarus uit die dood uit opgewek het, daar waar hulle hom wil doodmaak, Thomas is die een wat sê, kom ons gaan saam. Ons gaan nie ons leermeester alleen los nie, ons gaan saam, en as hulle hom doodmaak, gaan ons saam met hom doodgaan. Die geloof, hy is die ou wat 3,5 jaar van sy lewe saam met Jesus gewy het, dis die gelowige deel, dis die ene wat die wonderwerke gesien het, hierdie man wat gesien en dit beleef het. Hierdie is die een wat bereid was om ook saam met Jesus te sterf. Hy sê vir sy makkers, vir sy broers, hy sê vir die ander disippels, ons gaan saam met die Here, ons gaan hom nie alleen los nie. So ons neem vir Thomas so 'n bietjie op reis. Dis hierdie eerste fase waarin hy is, hierdie fase waarin hy glo. Hy geloof het. Maar as ons so 'n bietjie verder ook blaai, dan sien ons daarso in, kry ons dat Jesus sê in Johannes 14 dat hy weggaan, en dan praat hy oor sy weggaan, en hy gaan na die Vader toe, en dan kom hier dieselfde Thomas, en hy sê, Here, waar gaan jy heen? En die Here kan nie glo, hy vra hom hierdie vraag nie, hy is al so lank besig, om met hulle te praat, oor, dat hy weggaan, en dan hierdie baie bekende woorde wat die Here sê, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. Hy sê, julle ken die weg, want die weg is Jesus self. Dis hierdie eerste fase van Thomas, en dis baie keer ook ons, daardie kinderlike geloof, dat ons gaan het, in die Here vasgegryp het, dat ons glo, waaragtig glo, hierdie geloof, iets naïef daarin, iets kinderlik daarin, dat ons die Here vasgryp, met ons geloof. Maar daar het ook iets gebeur met Thomas. Wat het gebeur? Trauma. En dis iets wat ek nogal as 'n tema baie uithaal in hierdie kruisgebeure rondom Paasfees. Geweldige trauma. Hy het in sy beste van sy menswees het hierdie disippels nooit gedink die donderdag aan dat hierdie Here wat hulle hele lewe is, doodgemaak gaan word. Hy was daar gewees 2 weke terug, toe hy gesien het hoe hy met 'n donkie Jerusalem ingery het, en hulle hom wil koning maak. Hulle het hulle gesien hoe die mense hulle klere uittrek, hulle mantels en palmtakke neergegooi het en uitgeroep het, Hosanna in die hoogste vir die seun van Dawid, en hulle wil hom 'n koning maak. Maar trauma is hierdie tweede deel, hierdie tweede fase van Thomas, wat met hom gebeur. Die gevangen neem, die verlaat, die wegkruip. Wat gaan nou met hulle gebeur? Alles het in duie gestort, die Jesus wat dood aan 'n kruis hang, die Jesus wat hulle alles was wat hulle in 'n graf gaan begrawe. Trauma, geweldige trauma, goed wat nie sommer net ligtelik is nie.
En ons lees dit so maklik. Ons lees dit soms, hy het opgestaan. Trauma, hulle weet nie. Hierdie disippels kom en sê, hy het opgestaan. Maria sê, sy het dit gesien. En hy is nie daar nie. Hierdie geweldige trauma, dit skud ons in ons fondamente. Wat gebeur met ons geloof wanneer ons trauma beleef? En as ons iets hiervan verstaan ons baie keer wat gebeur met ons. Wat gebeur rondom ons? Dit gee vir ons 'n bietjie ander skopus op mense se lewens. Mense wat trauma beleef. Ons hoor so dikwels hulle sê vir jou, ons hou aan die Here vas. Regtig, wat gebeur met ons? Ons voel of ons nie kan glo nie. Hoor mooi my woordkeuse, nie ek wil nie glo nie, glo of ek nie kan glo nie. Here, waar is U? Trauma gebeur baie keer as iets sommer vinnig oor ons pad kom, wat ons in ons fondasies 'n bietjie skud. Here, waar is U? Is my geloof, gaan dit hierdie ding maak? Trauma is wanneer iets ingrypends, radikaals met ons en rondom ons gebeur. Here, kan ek glo dat U daar is? En ek is so dankbaar vir die Here vir Thomas, die tweeling, want daar's plek vir nog iemand. En dit gebeur met ons almal, dis iets mensliks. En ons sukkel om soms te verwoord dat tydens geweldige trauma in ons lewens ons sukkel om te bly glo. Daar's iets mensliks wat met ons gebeur. Daar's ook natuurlik 'n verdere fase, afstand. Thomas was nie daar gewees nie. Die Sondag aand toe die Here opgestaan het, was hy nie daar nie. Ons weet nie waar hy was nie. Die ander was bang, en hier lees ons vanmôre in vers 26, 8 dae later was hy ook daar. Afstand, hy was nie daar nie. En hier kom die ander disippels en hulle hou aan en aan en aan. Die Here het opgestaan, die Here het opgestaan. En hoe meer hulle dit sê, hoe verder is die afstand. Wat sê hy? As ek nie sien, en as ek nie my vingers en my hand raak, of in die merke sit, gaan ek nie glo nie. Want mense wat deur trauma gaan, ons sê so dikwels, hou net vas aan die Here. Dit is soos hierdie disippels wat sê, ons het die Here gesien, hy het opgestaan. Thomas, ons het die Here gesien, hy het opgestaan. En hulle sien hom weer, hulle sê, Thomas, jy wil nie glo nie, maar hou net vas. Kom praat ek vanmôre oor hierdie goed, want hierdie goed is menslik. En dit gebeur elke dag in die wêreld waarin ek en jy leef. Dit gebeur in ons omstandighede. En hoe meer ons se mense soms wil aanmoedig om te bly glo, hoe groter is die afstand. Soms is daar so groot afstand dat ons mense glad nie weer kry op 'n plek waar Thomas was nie. Ek kry dit dikwels. Mense sê vir my, "Dominee, jy moet so by daai mense uitkom." Ek gaan meer skade doen as goed. Mense verstaan nie hierdie goed nie. Baie keer jaag jy mense weg en die afstand word groter. Mense gee afstand. Wat doen ons wanneer daar afstand is? En Thomas het dit beleef. Hy het vir 8 dae geloop met hierdie ding. Is dit nou regtig? Hy het 8 dae geloop met hierdie worsteling. Hy het 8 dae geloop met hierdie stuk twyfel in sy hart. En twyfel word later ongeloof. Dis wat afstand doen aan mense. Ek sien hierdie goed. Julle weet dit waarvan ek praat vanmôre. Ons is in goeie geselskap. Mense wat op 'n stadium so 'n bietjie van die kerk afvallig raak en hulle gee afstand. En hulle sê maar ek is okay. Ek is so 'n bietjie op my eie vertwyfeling. Daai afstand bring op 'n stadium en mense moet hierdie goed maar hoor. Bring ongeloof. En ongeloof is sonde en dit bring dit baie keer op mense op 'n plek en sê, "Maar ek kan nie meer glo
of daar 'n God is nie. Dis waar mense by uitkom. En dan kan ons nie verstaan, maar dis mense wat saam met ons in die katekisasieklas gesit het, dis mense wat saam met ons belydenis van geloof afgelê het, dis mense wat glo. Maar dis wat afstand doen. Afstand bring mense by ongeloof en later by geen geloof. Afstand is 'n verskriklike ding. En die getuienis en ons getuienis is nie genoeg nie. Hoor wat ek julle sê, mense. Dis 'n verskriklike plek om te wees. Miskien moet ons as gemeente of as kerk van Jesus baie meer oor hierdie goed praat. Want wat doen ons waar daar afstand is? Mense sit soms in die gutters van die lewe en ek vra vir ou, sê my bietjie, kom ons begin by 'n maklike een. Wanneer laas het jy gebid? Nou moet hy diep dink. En dis nie moeilik om te verstaan, hy sit waar hy sit, want daar's afstand. Wanneer laas, kom ons vat 'n moeiliker ene. Wanneer laas het jy Bybel gelees? Nou sien jy moet daar baie diep gedink word. Sê ek weet, kom ons gaan nou nog moeiliker. Wanneer laas was jy miskien in die kerk? Vergeet die boodskap wat jy moes hoor. Wanneer laas was jy tussen gelowiges wat jou net 'n veilige ruimte geskep het om te sê, maar ons is daar vir jou. En dis wat gebeur met gemeenskappe, afstand. Met Thomas gebeur. Nou ek wil nou nie te lank daar by daai afstand stil staan nie. En vir 8 dae, hulle kom miskien by mekaar, die woord leer ons nie, die teks gee nie vir ons daai detail nie. Maar kom ons sê argumentshalwe, hulle het nou elke aand by mekaar gekom en gehoop Jesus gaan kom. Nou sit hy op daar en hy sê, ouens, ek het julle gesê, hy kom nie. En dan volgende aand is hulle weer by mekaar. Hy sê, ek het julle mos gesê, hy het nie opgestaan nie. En 8 dae later dan kom Jesus en hy daag weer op. Hy loop met sy verheerlikte superliggaam deur die muur. Deur is gesluit, hy loop deur die deur. Hy kom en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Eredi imin, dis die Grieks. Waaroor ek verlede week gepreek het. Vrede vir julle. Maar Jesus daag op. En hier kom nou die wonder van dit alles. Daar's 'n volgende fase van sy geloof. En Thomas, wat een van 'n tweeling is, maak plek vir jou en vir my. Hy is daar, hy het 'n tweelingboetie en 'n tweelingsussie en ek en jy kan daai plek invul. Is ons dalk een van 'n tweeling? Ja. Daar gebeur iets. Daar's 'n fase en 'n gebeurtenis van 'n bewys wat gelewer word. Jesus daag op, wat sê hy vir hom? Hy sê, hy is nie besig met small talk hierson nie. Hy is nie besig om te probeer eers om stadig te benader. Die Here het geweet wat Thomas gesê het, hy het hom gehoor. Soos ek baie keer sê, ook in ons twyfel en in ons ongeloof, soos Jeremia sê, Here, kom ons tegemoet. Moenie vir ons kwaad wees nie, maar kom trek ons nader. Die Here hoor daardie woorde. Hy sê vir Thomas, kom, ek wil jou so graag help. En die liefdevolle Here wat sy liefde reeds kom bewys het, kom trek hom nader. Hy sê, ek wil jou help. Kom kyk. Kom bring jou vinger. Kom bring jou hand. Ek wil jou help. Hy kom trap hom nie verder in sy ongeloof. Dis die wonderbaarlike ding van die Here. Hy skop ons nie wanneer ons lê nie. Hy kom nie en sê vir ons, jong, weet jy, is jy nie die ou wat gesê het, jy sal saam met ons sterf en is jy nie die ou wat saam met my was vir 3,5 jaar en kyk wat het jy nou aangevang? Die Here kom doen dit nie, hy kom herstel onmiddellik. Ons moet iets leer by hierdie teks. Ons het nie nodig om vir mense te vra vir verduideliking nie. Die Here trek hom nader in liefde. Wat sê hy vir hom? Kom ek wil jou help, Thomas.
Hy wil die bewys kom lewer, die feit dat hy opdaag. En vir mense wat in vertwyfeling is, kan ek en jy dood eenvoudig sê, Here, daag op vir daai persoon. Kom doen wat ek nie kan doen in my swakheid, kom doen wat ek nie kan doen in die beste van my woorde en van wat ek geleer is. Here, want as U opdaag, dan bring dit twyfel en vertwyfeling tot rus. Wanneer U opdaag, is daar 'n persoonlike getuienis. En dis baie kere wat ek sien en hoe ek dit al beleef het in die lewe as mense raak afvallig van die Here. Ons kom ook, elkeen van ons ook in vertwyfeling. Here, kan ek regtig nog glo? Nie wil ek glo nie. Here, kan ek ons geloof vat die stampe en die stote in die lewe? En dan daag die Here op. Waar daag die Here op? Hy daag baie keer op in 'n gemeente soos hierdie. 'n Tyd soos hierdie onder die geklank van sy woord daag hy op en hy bevestig vir ons net soos by hierdie man, ek is hier by julle. Julle gaan oukei wees. Ek is hier saam met julle. Hy daag soms op daar waar 'n ou sit en hy roep uit, is daar nie iemand, Here, en die Here kom op 'n manier by hom uit. Stuur iemand, stuur 'n persoon. Soms is daar hierdie groot wondertekens, wonderwerke, hoe die Here self by mense uitkom rondom vertwyfeling. Jy sien, twyfel is nie sonde nie. Ongeloof is sonde. Ongeloof moet ons eers gaan bely. Sê, Here, kom vergewe my ongeloof, die feit dat ek nie wil glo nie. Maar kom help my in my twyfel waar ek voel ek kan nie. En dan as die Here opdaag, dan hierdie belydenis. My Here en my God. Here, kom herstel hom met liefde. Hier's nêrens veroordeling, hier's nêrens 'n teregwysing. Ek dink nie, staan ook nie in die teks nie. Ek dink nie Thomas het sy vinger in die Here se wonde gesteek nie. Ek dink nie hy het sy hand in sy sy gesteek nie. Die teks sê nie vir ons nie. Maar toe hy hom sien, toe is dit genoeg. En hy sê vir hom, gelukkig is jy. Glo jy? Maar gelukkig is die een wat nie sien nie en tog glo. En dis waar die kerk van Jesus inkom. Dis waar gemeentes inkom. Die Here is in die hemel, ek gaan nou vir julle iets lees daarvan. Want ons is, as dit ware, in die plek van Jesus. Ons lewe is in die plek van Jesus. Mense lees ons as 'n boek. Hulle lees Jesus in ons lewens. Ons is die wat sigbaar word. Ons het ook die houe, ons het ook saam met hom aan die kruis gesterf. Galasiërs 2 vers 20. Ek en jy het ook die merke in die hande en in ons sy per definisie, per implikasie. Ons is diegene wat maak dat Jesus sigbaar word. Daar gebeur ook iets verder. Hierdie selfde geloof het vir die disippels iets beteken. Hulle is almal op 'n wrede manier doodgemaak. Petrus is onderste bo gekruisig. Wreed doodgemaak. Alhou wat hulle nie kon doodkry nie was Johannes. Hulle het hom in 'n pot olie gegooi wat gekook het. Kon hom nie doodkry nie. Hulle het hom 'n klomp gif ingegee, het niks oorgekom nie. En toe verban hulle hom Patmos toe. Hy het iets anders verstaan van die lewe, dis 'n ander preek. En almal van hulle het aan iets vasgehou. Hulle aanbid 'n opgestane Here. Hierdie geloof was nie net geloof in God nie. Was nie net sommer 'n geloof om te sê ja Here nie. Hierdie was 'n geloof wat hulle end uitgedra het en waarvoor hulle bereid was om ook te sterf. Hierdie is geloof wat hulle ook gebring het tot in die hiernamaals. Dis wat ons geloof doen. Wanneer ons 'n ontmoeting het met Jesus, is ons geloof van so 'n aard nie net hier vir 'n paar dinge op aarde nie. Jou geloof is vir jou gegee as 'n gawe. Dit groei en dit word sterker en dit word meer.
Maar jou geloof is ook vir jou gegee om jou te bring ook in die hiernamaals, waar ons glo ons saam met die Here gaan wees. Wanneer ons glo dat hy vir ons plek gereed gemaak het. Wanneer ons glo dat hy ons kom haal. Hierdie geloof is ook iets vir die hiernamaals. Hierdie geloof gee ook vir ander mense die lewe. Thomas het gegaan, waar was hy heen? Hy is Indië toe. Elkeen van die disippels is na verskillende land, na verskillende dele toe. Thomas is Indië toe. Weet julle, in die weste van Indië is daar meer Christene as wat daar mense is wat in hierdie land bly? Ons weet dit nie. Miskien moet ons gaan kyk wat het die disippels gedoen. 'n Klomp jare terug het ek die voorreg gehad om 7 gesinne van Indië in 'n gemeente te hê. Een man wat vir my gesê het, hy is die 7de geslag Christen. Hulle is 8 broers, 7 is dominees, pastore, predikante. Hy het besluit, hy gaan kinders leer. En hy het 'n onderwyser geword. Hy gaan kinders se lewe 'n impak gee. Dit is verstommend om hulle getuienisse te hoor. Hierdie man wat ons van lees vanmôre. Sy geloof het gemaak dat daar soveel miljoene mense vandag glo wat hemel toe gaan. Hierdie selfde geloof. Ek wil vanmôre dit spreek oor jou, kind van die Here, en ek wil dit spreek oor ons as 'n gemeente. Mag ons geloof ook 'n impak hê in mense se lewens rondom ons. Ons hoef nie altyd iets te gaan sê nie. Ek het 'n ou dominee gehad, hy het dit baie gesê. Verkondig die Here altyd. En as dit nodig is, gebruik woorde. Is dit nie mooi nie? Verkondig die Here altyd. En as dit nodig is, gebruik woorde. Jou geloof is gegee, nie net vir jouself nie. Nie sodat ons dit net kan maak nie. Ons geloof is nie gegee sodat ons net 'n lekker tyd hier op aarde kan hê nie. Jou geloof is vir jou gegee, nie sodat ons maklik oor die hobbels en die berge en die hoogtes en die laagtes van die lewe kan kom nie. Jou geloof is nie vir jou gegee sodat ons moeilike tye makliker kan deurkom nie. Ons reis saam met Thomas. Ons geloof is gegee vir hulle wat in trauma sit, vir hulle wat afstand het, vir hulle wat ons moet nader trek. Jou geloof is vir jou gegee vir jou huis. As mense in jou huis wat glo, familie, vriende, as 'n gemeenskap wat glo, en mag jou geloof vir jou wees soveel meer as wat ek ooit hier kan verkondig vandag. Bid of dink. En mag jou geloof ook Jesus so verkondig dat ander ook sal glo. En in sy naam die lewe kan hê. Wie is hierdie Here wat ons aanbid? As nog een ding wat ek wou gesê het, ek sien ek het dit nou hier neergeskryf, baie klein. Net 'n oombliekie. Ek gaan tog ietsie daaroor sê. Ons hoor baie vandag, veral van kansels af, dat dit is so oukei om te twyfel. Ons het so die twyfel ding geromantiseer. Wat ek daarmee bedoel, weet ek kom nou die dag praat ek met 'n dominee en ek sê vir hom, weet jy, die Here is hier by jou. Hy sê vir my, ek hoop so. Ek hoop so. Ek sê, mense, jong, waar kom jy vandaan? Want die planeet koninkryk waarop ek leef, waar Jesus die koning is ek daarom seker. Hy is saam met ons. Daar was 'n tyd gewees en ek praat teen hierdie goed. En ander mense wat dit hoor en daarvan verskil, ek is ook okay daarmee, dis maar hulle probleem. Hulle moet die Bybel gaan lees. Want die Bybel sê ons kan seker wees oor goed.
En waarvan is ons seker? Dat die Here het opgestaan. Die spul wat dit nie wil glo nie, is nou maar taflak vir hulle. Jy weet, as jy die Bybel vat en lees, dis die enigste persoon wat sy dood voorspel het, opgestaan het en 'n leë graf vandag om te wys. Gaan krap aan daar gaan nie bene wees nie. En hierdie Jesus waarin ek en jy glo, wil nie hê ons moet in twyfel leef nie. Ek hoop maar hy is hier by my. Ek hoop hy's hierdie week saam met my. Ek hoop maar. Nou ons kan nie so leef nie. En daar was 'n tyd gewees in die NG Kerk wat ons hierdie goed geleef het. Ek lees nog partykeer, ek hoor soms as ek so by vergaderings kom, jy weet ons is nou nie seker nie en al daai dinge. Nou dis 'n klomp snert daai. 'n Ou wat so leef, moet maar eintlik 'n bietjie kom sit dat hy gekatkeseer kan word. Ons is seker dat die Here by ons is. En ons het baie keer hierdie twyfel verromantiseer. Dit klink so oulik as ons sê, weet jy, ja, ons in ons twyfel en in ons swakheid. Mense, ons het die Gees van God. Die Gees van God bring in jou geloof wat groei, geloof wat sterk is, geloof wat berge moet versit, groot, sterk geloof wat ons tot in die hiernamaals moet kry. Daar's nie net 'n hoop nie. Dis nie iets vaags nie. So ek praat vanmôre daaroor want ek weet daar is so 'n tendens ook. En ons kry hierdie goed. En die kerk se moet wakker word want mense loop uit die kerk uit en hulle sê ek gaan eerder vir my 'n gemeente soek waar hulle wragtig glo. Waar hulle nie hoop en miskien en wonder, maar waar hulle kan sê die Here is hier by ons omdat ons vanmôre hier is. Ons glo. Nie ek of jy was gewees by die graf nie. Maar ons glo dit waaragtig. En daai geloof gaan ons vat ook in die hiernamaals. Ons is seker dat die Here het vir jou en vir my 'n gedagte gehad toe hy gesterf het. En dat ons verlos is. Ek hoef nie te hoop en eendag wanneer ons by die Here kom, ja, ek weet nou nie heeltemal, ek en jy het sekerheid dat ons gered is. Ons het sekerheid dat ons saak met God reg is. Ons het sekerheid dat ons en die mense wat die Here in ons lewens gegee het, gered is. Ons het sekerheid dat hy ons nooit alleen los. Ons het sekerheid dat maak nie saak die trauma of die dinge en die goed wat oor ons lewens kom, hy ons gaan los nie. Ons het sekerheid dat niks ons van sy liefde kan skei nie. Dit is die goeie nuus en dit is die woord wat ons hier in hierdie kerk verkondig. Ook in ons sekerheid. Ook in die tye wanneer ons voel ons twyfel. Kom die Here ons tegemoet. Maar hy los ons nie daar nie. Hy wil ons bring by 'n plek waar ons ook in sekerheid kan leef. Dat hy is saam met ons. So seker soos die son skyn. Die son moet my nie nou in die steek laat nie, die wolke moet wegtrek. So seker soos die son skyn. En hy môre gaan skyn. Is die Here by ons met sy Gees. Saam met ons. Is ons bestem vir die ewige lewe. En in jou geloof is 'n gawe, is vir jou gegee. In die tye van twyfel, dat die Here self vir jou sal kom opsoek. Jy ken miskien vanmôre iemand wat in twyfel sit. Jy ken miskien vanmôre iemand waar daar afstand is. Die maklike ding is, Here, gaan besoek daai persoon. Ek gaan daar uitkom, ek gaan al die verkeerde goed sê. Ek gaan daar uitkom, ek gaan hom nog verder afvallig maak. Maar Here, daar waar U is, gaan red sy kosbare siel. Die God wat ons aanbid. Madeleine, jy kan vir ons nou Kolossense opsit. Kolossense, jy kan vir ons Kolossense 1. Kom ons lees dit. Ek gaan niks daaroor sê nie, dis ons afsluiting vandag. Waar is die Here? Kom ons lees. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word, alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, magshebbers, gesagvoerders. Ja, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar. En deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste,
Die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om hom, deur hom, alles met hom te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Dis die Jesus wat ek en jy aanbid. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre 'n paar oomblikke kon saam reis met Thomas. Ons dankie vir u kosbare liefde en dat u ons so liefhet. En dat u mooi met elkeen van ons werk. U ken ons beter as onsself. U ken ons ook in ons twyfel. U ken ons ook in die feit dat ons soms swaar kry met trauma in ons lewe. Maar dankie dat u ons nooit daar los nie. Dankie dat u altyd die afstand weer toemaak. Dankie dat u ons altyd weer nader trek met u gees, met u liefde, met u woord, met u kerk. Ek wil vir elkeen vandag wat onder die geklank van hierdie woord is, ook so kom bid. Here, ook in daardie dele van ons lewe, daardie areas wat ons op 'n besonderse wyse u nodig het. Here Jesus, soos wat u opgedaag het vir Thomas, kom daag ook so op vir ons, vir elkeen. Ek wil so vir elke man en vrou en kind ook kom opdra en kom bid in hierdie gemeente, vir elkeen wat so kosbaar en so belangrik is. Wil jy met ons ook wees in hierdie week? Gaan met ons saam ook in ons verhoudings, ons wandel met u, dat ons ook in hierdie week meer van u sal leer, meer van u sal beleef. Baie dankie vir huwelike, vir huweliksvreugde, vir ons kinders, ons kleinkinders, ons familie, ons vriende, vir almal wat u kosbaar in ons lewens gegee het. Ons bid in besonder ook vir ons kinders, ons studente ook met hulle skoolwerk en hulle studies, tussen hulle maats, met hulle onderwysers. Ons dink aan ons skole, ons leerkragte. Ons wil ook so vir ons as gemeente kom bid ook in hierdie week en alles wat ons doen. Wil jy ons onderneem ryklik? Here, die dinge wat miskien vir ons moeilik is, kom maak dit vir ons maklik. Die dinge waarmee ons worstel, u is saam met ons daar. Die dinge wat ons nie weet nie, u kom wys vir ons die pad. Die dinge wat ons oor moet besluit, wat ons nie die dag van môre kan sien nie, u is die een wat ons wysheid gee. Ons bid ook so in besonder vir elkeen wat hartseer en vir hulle wat hartseer is, wil u vir hulle kom vertroos. Ons bid in besonder ook vir hulle wat u nodig het in hulle gesondheid. Wil u ook die hande van genesing, gesondmaking, ook die pad wat hulle elkeen stap ver oor hulle uitsprei, uitstrek in die naam van Jesus. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Vader, as ons in geloof ook sê amen, amen en amen. Ek hoop die Here het julle gebless vanmôre met hierdie woord. Dat is so 'n bietjie vir my ook 'n reis in hierdie week, om ook iets te kan beleef van hoe die Here ook in ons geloof saam met ons leef elke dag. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Met die krag van God kan ek voor 'n reus gaan staan. Met die krag van God kan ek langs 'n leeu gaan slaap. Met die krag van God sal ek met my vyand praat. Ek is sterk met die krag van God. Met die krag van God kan ek deur 'n storm slaap. Met die krag van God doen ek reg alles ek
kwaad met die krag van God. Het ek lief as jy my haat, ek is sterk met die krag van God. So ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieë, word ek vol, ek is sterk met die krag van God. Voor ons by die wense vir die week kom, George het my gevra het so graag so ietsie op sy hart wat hy graag met ons wil deel. George, hy staan sommer hier bo, kan hy my mikrofoon gebruik en almal van julle kan hom ook sien. Broers en susters, vergewe my as ek sê broers en susters, Izaan, dankie vir die boodskap, is 'n riem onder die hart, maak my baie sterker. Ek noem julle broers en susters, want dit is wat julle vir my is. Dankie vir almal se gebede, se foonoproepe en so ondersteuning in hierdie tyd. Ek het dit baie nodig gehad. God seën julle. Dankie. George, baie sterkte. Dis hoekom God gee gemeentes. Mense saam met wie ons kan glo. As ons huil, dan huil ons saam. En as ons lag, is ons saam bly. En as daar deurbrake kom, is ons saam opgewonde. En as ons deur moeilike tye gaan, dan staan ons saam op ons knieë. Dis hoekom die Here daar gegee het. Kom ons staan, ons wense vir die week. Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Psalm 16 is een van daai wonderlike tekste. Kom ons staan voor ons gaan afsluit. Ons gee vir mekaar 'n lekker glimlag. As jy vir iemand 'n handdruk wil gee, sê net sommer vir hom lekker week vir jou. 'n Goeie week sal wees, is lekker om jou te sien. Mense het my al gevra hoekom doen ons hierdie goed. Kan julle onthou, en ek wil nou nie weer lank daaroor iets sê nie, maar kan julle onthou, ons het 'n liedjie in die kinderkraans gehad. Ek en my klein hoekie, en jy en jou klein hoekie. Nou mense, ek het al daai teks gesoek in die Bybel, wragtig tot vandag toe, ek kry hom nie. En as ons iets moes gesing het by die kinderkraans, was dit nou daai liedjie. En ek het so jukkel in daai, jy en jou klein hoekie en ek en myne. Ons is saam. Ons moet uit die hoekies uitkom. En wense vir die week help ons 'n bietjie om uit die hoekies uit te kom. Kom ons sluit af met lied 421. Ons sing dit heerlik saam. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin.
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van Heilige Gees sal by julle almal wees.